Ons verwelkom ook dan vanoggend weer eens elkeen wat inskakel by die opname. En ons bid dat daar waar julle hierdie reeks volg, julle ook in besonder die teenwoordigheid van die Here sal ervaar deur sy Gees en dat die boodskap van vanoggend dan ook vir jou insiggewend en leersaam sal wees. Kom ons sit so, sluit ons oë in gebed. Here, ons het vanoggend reeds deur middel van sang en ook as 'n belydenis net weer eens vir onsself en vir mekaar herinner hoe groot en hoe almagtig U is. Dat U oral is. Nie net daar ver buite nie, maar ook hier by ons, rondom ons en in hierdie vertrek. Dat U ook binne in ons, tot in ons diepste wese is en ons vanoggend beter ken as wat ons onsself ken. U ken ons emosies nog voordat ons dit opbring. Ons het saam gesing dat U ons liefhet, dat U besorg is oor ons, dat U vir ons 'n toekoms wil gee, 'n ewige toekoms. En die moontlikheid, die toegang tot dit vir ons verwesenlik het deur die lewe en die opoffering van U Seun Jesus Christus. U gee vir ons 'n geleentheid wat ons skuld by die kruis kan kom neerlê, ons sondes vir U kan bring en kan kom sê ons is jammer. En dan kan ons opstaan en ons kan omdraai en ons kan wegstap met die wete dat dit nie meer in ons hande is nie, maar dat dit by U voete lê. En na aanleiding van daardie wete kan ons vervolgens stil raak en met 'n skoon hart en met 'n rein gewete luister na U boodskap vanoggend, luister na U stem en daarmee saam ook die opdrag wat U vir ons deur U woord gee. Here, bring die nodige rustigheid en kalmte binne elkeen van ons. Ek weet, ons lewe in 'n wêreld wat so gejaag is, soveel dinge wat gister al moes kla. En die bekommernisse van môre, dit kan so maklik met ons gedagtes weghardloop. En dan mis ons die woord, en ons mis die boodskap, en ons mis die stem. Maar ek bid, Here, kom maak elkeen van ons vanoggend rustig. Dat ons U stem mooi hard en duidelik oor die wêreld se geraas sal hoor. En kom plant opnuut die saadjie binne in ons, wat die Gees dan verder kan neem en kan laat ontkiem, sodat dit wat U ons wil leer, binne ons meer en meer sal groei. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Nehemia hoofstuk 2. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my: "Hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie. Hartseer dan?" Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê: "Mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie?" Toe sê die koning vir my: "Is daar iets wat jy my wil vra?" Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê: "As die koning dit goed vind, as U dienaar op U goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou." Die koningin het langs die koning gesit. Hy het van my gevra: "Hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees?" Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui en toe vir hom gevra: "As die koning dit goed vind, laat ek briewe kry
aan die goewerneurs in Wes-Efraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak, en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou, en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Efraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, die Goroniet, en Tobia, die Ammonitiese amptenaar dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. 'n bittere, ryk gedeelte, baie inligting, baie aspekte waarop 'n mens kan ingaan. En dis hoekom ek sê, vanoggend dink ek gaan maar net die eerste van verskeie kere wees wat ons spesifiek na hierdie perikoop gaan kyk. Nou vriende, soos reeds genoem en soos wat die week het ons laasweek begin om deur hierdie ryk inhoud van die boek Nehemia te begin wandel, en ons het saam hier in Bethlehem Noord gemeente dan ook ons nuwe projek, die behoefte om te bou, die Nehemia projek, saam afgeskop. Net soos wat Nehemia geroep was om Jerusalem se mure te moet gaan inspekteer, die poorte te moet gaan, of dit wat oor is van die poorte te gaan inspekteer en te herbou, so bevind ons onsself in gemeente in 'n soortgelyke posisie nou na die afloop van Pinkster, dat ons ook na vore geroep word om ons eie mure, met ander woorde ons eie strukture, ons eie bedieninge, ons manier van kerk wees te ondersoek. Die doel op die ou ene is om konstruktief te verander, te vernuwe, te verbeter, te groei, met ander woorde te bou en te herbou, sodat ons op die ou ene, hoe langer en hoe verder ons hierdie pad stap, so naby as moontlik aan die Here se wil kom. Nie net vir sy gemeente in geheel nie, maar vir elke individu wat hier sit. Want net soos wat die gemeente in geheel 'n roeping het, en die Here 'n visie vir die gemeente in geheel het, so het hy ook 'n unieke roeping en visie vir jou. En dit gaan gepaard met die unieke gawe wat hy vir jou as mens gegee het. Jy vorm deel van 'n groot konstruktiewe projek in hierdie wêreld waaraan ons moet deel hê en moet help uitvoer. Nou ons het laasweek vir mekaar ook gesê dat hierdie konstruksieproses lank voordat die eerste klip of die eerste gereedskap opgetel is, fisies opgetel is in Jerusalem, het die Here begin om in Nehemia se hart met hom te begin werk. Hy het sy hart begin voorberei, en ons het vir mekaar ook gesê dat die hart moet immers eers gereed wees voordat 'n mens met enige praktiese werk kan begin. En aan die einde van laasweek het ons huis toe gegaan met die huiswerk, met die versoek. Gaan begin bid. Ons almal bid, maar begin opnuut bid en vra vir die Here, Here, kom wys vir ons in hierdie tyd wat voor lê, hierdie nuwe pad wat ons begin stap, hierdie nuwe hoofstuk wat ons begin ingaan, hierdie nuwe blaadjie wat ons omblaai. Begin vir ons meer en meer wys. Wat is u plan? Wat is u doel? Wat is u wil met Noordgemeente? Waarom het u jare gelede die kerk hier spesifiek binne hierdie gemeenskap geplant? Wat is die doel? Wat is die taak? Nie net van ons as gemeente in geheel nie, maar van ons as individue wat saam deel vorm van hierdie geloofsgemeenskap wat hier kom aanbid. En die belangrike ding is, vriende, 'n week is verby. Maar dit beteken nie die gebede moet nou stop nie. Hierdie gebedsversoek is nie net iets wat ons 1 of 2 of 3 keer doen en nou is ons klaar nie. Dit moet deel word van ons gemeente se lewenswyse. Dit moet iets wees wat deel word van jou daaglikse stilte tyd. Elke oggend, elke aand, wanneer ook al jy stilte tyd hou, moet dit deel word van jou gesprek met die Here, waar jy vir hom opnuut vra, Here,
praat met my, soos wat ek met u praat, en my behoeftes, my begeertes, my drome, my ideale by u voete kom neerlê, vra ek dat u ook, dat dit 'n dialoog sal wees, nie net 'n monoloog nie. Ek nooi u uit om deur die Gees met my te begin praat. Ek wil ook u stem hard en duidelik hoor. Ek wil hê u moet vir my kom wys. Wat verwag u van my? En dit moet iets wees van ons daaglikse lewe. Want ons lewe verander. Ons lewe is lank, dit strek oor baie jare. En die Here se plan vir ons vat dalk tyd. Dit kan verander, maar dit is nodig dat ons konstant by hom bly inskakel en vra, wat is sy behoefte? Nou waar ons laasweek gestop het met die noodsaaklikheid van gebed, dien dit dan ook vanoggend as ons vertrekpunt met ons nuwe boodskap. Nou tussen Nehemia 1 en 2 is dit interessant, verloop daar 4 maande. Met ander woorde, 4 maande wat daar intieme gebed plaasgevind het tussen Nehemia en die Here. 4 maande, 'n deeglike tydperk wat Nehemia konstant op 'n daaglikse wyse na die wil en die plan van die Here begin vra het, maar terselfdertyd 'n deeglike tydperk wat die Here dan ook Nehemia se hart volkome voorberei het vir hierdie geroepe taak wat hy moet gaan uitvoer. Maar dan, en hier kom die belangrike ding in, saam met hierdie daaglikse gebede en stilte tyd wat oor 4 maande plaasgevind het, sien ons, breek daar 'n dag aan, wat 'n volgende aspek van hierdie konstruksieproses na vore begin kom. En weet julle wat is dit? Daar het 'n dag gekom wat Nehemia opgestaan het. Hy het gebid vir 'n lang tyd, hy het geluister na die stem van die Here, hy het gepraat met die Here, maar daar het 'n dag gekom wat hy opgestaan het. En hierdie is so 'n belangrike aspek waarop ons vanoggend gaan inzoom en by gaan stil staan. 'n Persoon het die volgende geskryf, en ek het dit op die skerm gesit. Hy sê, daar lê 'n groot gevaar in die Christelike lewe en kerk. En dit is die gevaar dat ons dink die werk is klaar, as die gebed klaar is. Baie van ons is kundig is daarin, om stikkende dinge te bemaan, daaroor te kla, of selfs opreg daaroor te ween. Maar herstel vra op 'n stadium dat ons van ons knieë af moet opstaan. En dit is stap 2 van die konstruksieproses. Stap 1 was, begin met gebed en laat die Here jou hart voorberei. Stap 2 is, daar kom 'n punt wat jy moet opstaan. Nie net as individu nie, maar ook as 'n bediening binne 'n gemeente en as 'n gemeente in geheel. Gebed, vriende, en ek gaan nou deur die verloop van hierdie boodskap verskeie aanhalings aanhaal wat persone oor die jare al oor hierdie einste aspek geskryf het. Pragtige, kort en kragtige aanhalings. Gebed dien as die voorbereiding om iets daarna te gaan begin doen. Gebed dien nie as 'n verskoning of kamstige aanvaarbare rede om net bloot passief en onbetrokke agteroor te bly sit met jou arms gevou en te sê, ek is nou klaar, ek het my deel gedoen nie. En ek gaan vir julle praktiese voorbeelde skets vanuit 'n gemeente perspektief uit. Ek wil dit illustreer, hierdie gevaar illustreer. Nommer 1, as ons dink binne die omgee en barmhartigheidsbedieningsaspek, jy het 'n gesin wat in 'n krisis verkeer, 'n gesin wat dalk hulle werk verloor het, wat op hierdie stadium in hoogs bekommernis en benoudheid verkeer. Hoe word daar baie keer reageer hierop? Die selgroep of die omgegroep hou 'n intense opregte gebedsketting en gebedskring vir die gesin se omstandighede. Daar word hard en intiem ingetree. Maar dan is die gevaar dat daar baie keer die klaar mentaliteit daarop volg. Mense loop huis toe met die gevoel van verligting dat hulle het mos nou die saak opgedra aan die Here.
Ons het mos nou daaroor gebid, maar daar's geen verdere nasorg nie, daar's geen verdere deelname, daar's geen verdere betrokkenheid nie. Niemand maak seker dat hierdie gesin kos het nie. Niemand reik uit en probeer die persoon wat sy werk verloor het, dalk om 'n nuwe CV op te stel en help uitkyk vir ander werk nie. Dit is asof ons het mos nou gebid. Is nou klaar. Ons het ons verantwoordelikhede nagekom teenoor hierdie gesin wat nou in uiterste bekommernis of benoudheid verkeer. Die Bybel sê dis wonderlik om te bid. Die Bybel sê ook ons moet opstaan daarna. 'n tweede voorbeeld. Siekte of hospitaalbesoeke. En dit het in my bediening al baie keer gebeur. 'n Persoon lê dalk al baie lank in die hospitaal, of hy of sy is ontslaan, hulle is terug by die huis, maar hulle verkeer in so 'n posisie, dat hulle kan nie vir hulle self sorg nie. Hulle kan nie self kos maak nie. Hulle kan dalk nie eens hulle self op hierdie self fisies, liggaamlik versorg nie. Hulle bly alleen in hulle huis. Wat gebeur as ons hoor die persoon is siek? Ons bid hier amptelik in die kerkgebou, word daar vir die persoon gebid en ons dra op dat die Here met daardie persoon sal wees en dat die bloed van Jesus Christus daardie persoon sal genees. En dan dieselfde, daai klaar mentaliteit skop baie keer so maklik in. Die gemeente voel hulle plig is mos nou nagekom, maar intussen ly daai persoon dalk honger want hy of sy kan nie vir hom of sy haar kos maak nie. Hy of sy het dalk kinders wat by die skool moet uitkom, maar hy of sy kan nie bestuur nie. Hoor julle, hoe kan ons nie net bid en dit los nie? Hoe kan ons nie dink die werk is afgehandel na gebed nie? Die volgende tree moet geneem word. Daar moet opgestaan word en ook gedoen word. 'n laaste en derde voorbeeld. As ons dink aan diensliggame en komiteevergaderings. Voorbeeld, jeugkommissie kom by mekaar en sê vir mekaar die jeug se getalle is besig om te val. Of die finansiële kommissie kom by mekaar en sê, broers en susters, ons begroting is op hierdie stadium nie naaste by besig om te klop nie. Wat gebeur? Die vergadering word geopen met 'n kragtige gebed waarin God gevra word om die jeug se harte aan te raak en die finansies te voorsien. Maar dan na die gebed asof daai klaar mentaliteit weer inskop. Ons hardloop vinnig oor die aspekte en ons sê vir mekaar, die jeug is 'n probleem, finansies is 'n probleem, maar niemand begin dink en aan idees dink en projekte loods en aan maniere dink hoe ons die situasie kan verander nie. Dis my altyd interessant, dis asof ons bid, Here, laat ons kinders optel en laat ons finansies verbeter en as asof ons agteroor sit en wag dat die Here moet nou net 'n towerstafie swaai. Koep, alles moet nou net van self regkom. Alles moet nou maar net van self gebeur. Ons het nie nodig om 'n aandeel aan te hê. Of ons het die ingesteldheid van ek sal bid met 'n aanhou moet dit gaan doen. Ek kry dit baie keer in die bediening. Ons is lief daarvoor om bedienings uit te dink. Ons moet dit begin doen as kerk. Ons moet dat begin doen as kerk. Ons moet so maak as gemeente. Ons moet so maak as gemeente. En dan die opvolgvraag, wie gaan dit doen? Nee, ek gaan dit doen. Gee dit vir die dominee. Laat hy of sy of hulle dit doen. Ons dink baie keer ons werk stop na die gebed. Dis waar die werk eers begin. Dit kan nie so wees nie. Gebed verwys aksie daarna. En dis nie net binne die gemeente opset nie, pastoraal kan ons dit op toepassing maak of van toepassing maak op alle aspekte van die lewe. Waar is ons kinders? Waar is ons kinders wat nou eksamen skryf? Hier's een. Weet julle, toe ek groot geword het, was daar 'n gesegde gewees van doen jou bes en God sal sorg vir die res. Nee? Almal van ons bid, ons wil graag ons vak deurkom, ons wil ons jaar deurkom, ons wil seker maak ons slaag die eksamen. Maar hoor julle wat sê daai bekende woorde? God sal sorg. Maar dit beteken nie jy kan net bid en jou boeke bly daar eenkant in jou sak. Jy maak dit hier oop. Na die gebed, shame ouers, julle hoef nie nou so streng vir julle kinders te kyk, hoor. Hoor jy die dominee sê dit ook? Nico? Goed. Dit vereis dat as jy klaar gebid het, dan moet jy opstaan, jy moet na jou lesenaar toe gaan, jy moet jou boeke oopmaak, jy moet gaan studeer. Dit stop nie net by gebed nie.
En Davidee kom sit baie keer by my in die spreekkamer, dan sê hulle vir my, Dominee, ek is in 'n gat. Ek is in 'n diep, donker gat. Hierdie verskriklike ding het in my lewe gebeur, dit het my heeltemal in 'n duister put laat beland. Ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Ek bid en niks gebeur nie. Dan vra ek vir hulle, maar wat doen jy nog? Nee, Dominee, ek bid. Jy sit in 'n gat. Jy wil uit die gat uitkom. Die Here gaan nie net nie. Jy moet ook iets doen van jou kant af. Daar's heel moontlike leer. Maar jy moet gaan en jy gaan trappie vir trappie daai leer moet begin klim. Dit gaan dalk in die begin nie lekker wees om daai eerste paar tree te moet gee nie, maar jy moet jou kant bring. En ek getuig self hier as 'n ex-depressieleier. Vir maande lank het ek net gebid, gesê, Here asseblief help. Maar daar was 'n dag wat ek moes opstaan. Wat ek moes begin om my omstandighede te verander. Ek sou baie keer vir iemand wat in 'n donker put sit, sal ek vra, hoe lyk jou lewe? Want 'n persoon wat deur trauma gaan, se lewe is nie meer gebalanseerd nie. Die dinge wat vir hom aanvanklik vreugde gegee het, is nie meer daar nie. Hy trek terug, hy word 'n kluisenaar. Hy omring homself net met sy eie 4 mure. Jy kan vir jouself dink, dis nie produktief nie, dis nie opbouend nie. Dan sê ek vir so 'n persoon, jy moet begin om jou lewe weer gebalanseerd te kry. Jy gaan jouself moet begin forceer om weer na dinge te begin soek wat vir jou vreugde gee. Moenie net jouself die hele tyd omring met seer en sware negativiteit nie, want dit is alles wat om jou is, dit is hoe jy gaan voel. Begin strewe na positiwiteit, begin daai eerste tree neem, al is dit hoe swaar en hoe seer, maar begin dit doen. Jy moet iets doen. Jy kan nie net bid nie. Huwelikspaartjies kom sit voor my en sê hulle vir my, Dominee, ons vlammetjie is besig om dood te gaan. Dan sê ek, ja, vertel my van julle omstandighede. Nee, Dominee, ons het 2 kindertjies. Ek sê, daar's 'n moontlike probleem. Want as man en vrou pa en ma word, is man en vrou geneig om te verdwyn. Daai deel van die huwelik is geneig om net weg te raak. Want ons werk deur die dag en in die aand moet die kinders versorg word en is eet en is bad en is huiswerk en teen die tyd wanneer die kinders in die bed kom met pa en ma, is hulle so moeg, daar's nie meer tyd vir mekaar. Of ons werk so hard dat ons sien mekaar nie meer so maklik nie. Ons werke het verander, my ure het verlang. Dan sê ek vir so 'n gesin, wat doen julle daaroor? Nee, ons bid. Wat doen julle nog? Nee, Dominee, ons bid. Maar jy kan nie net bid nie. Jy moet iets begin doen. Begin klein goedjies, stuur vir jou vrou en nou en dan 'n swinkie of 'n hartjie. Ek doen dit baie keer met Karin en sy met my. Net so die bloute hierdie dag. Stuur net via WhatsApp 'n swinkie of 'n hartjie, net om te wys jy dink aan haar. Dit verander al klaar dinge wêreldwyd. Daar's soveel dae wat ek bedroef agter my lesenaar sit en dan kom daai dingetjie op die regte oomblik deur en dit verander my hele dag. Verander my hele ingesteldheid. Fokus weer op kwaliteit tyd. Ek vra normaalweg vir ouers wat nou nog klein kindertjies het en wat voel daai huweliksvlammetjie is besig om te verdoof. Dan vra ek vir hulle, wanneer laas het jy date night gehad? Julle het dit gedoen toe julle die dag ontmoet het, kon jy nie ophou om elke keer jou ou of jou meisie te bel en te sê, hoorie, kom ons gaan fliek, kom ons gaan eet uit, kom ons gaan eet 'n roomys, kom ons gaan kry 'n pizza nie. Maar vir een of ander rede dit het weggeraak. Bring dit terug. Wanneer sien julle mekaar? Nie in die aande om die TV. Sit af die TV. Los die selfone. Kwaliteit tyd met 'n beker koffie in die hand. Begin iets doen. Gesinslewe, selfe storie. Ouers kom by my, hulle sê vir my, Dominee, ons is besig om ons kinders te verloor. Ja, vertel my van jou kinders. Ja, hulle is nooit in die huis nie, en as op die huis is op die tablet of die rekenaar, is dit of is dat of is die. Wat doen julle as ouers? Nee, ons bid. Wat nog? Nee. Vat weg die telefoon, vat weg die selfoon. Laat jou kinders meer by die huis wees, reël meer familietyd saam. Hoor julle wat ek probeer sê? Besigheid. Ons bid dat die Here geld oor ons deur sal bring. Is goed, gaan sluit jou deure oop. Bestel jou voorraad, lewer 'n diens. Moenie net bid en agteroor sit en dink dat die Here gaan net jou besigheid van self sien sonder input nie. Boere, Here, seën my boerdery.
wat dit vereis, gaan uit, versorg die vee, bewerk die lande. Gebed is nie die einde nie. Dit dien as die begin van aksie wat daarna op moet volg. In alle aspekte van die lewe. Konflik. Hier is dalk van julle wat ongelukkig is met mekaar. Of jy is dalk vandag ongelukkig met iemand daar buite. Wat doen jy daaroor? Nee, ek bid nie. Wat nog? Nee, dominee, ek vermy die persoon. Dan gaan jy nie oor dit kom nie. Jy gaan dit nie verwerk nie. Konflik moet lei na konfronteer mekaar en versoen. Praat die storie uit. Sê jy's jammer. Praat jou hart uit. Gee die ander persoon geleentheid om sy hart uit te praat en versoen. Herstel die verhouding. Dit help nie albei partye bid op hulle eie, maar daar's nie by mekaar kom geleentheid nie. As ons gaan kyk na Nehemia se voorbeeld wat hy vir ons hier gee, en dis vir my nogal baie mooi. Ek wil weer vir ons lees verse 6 tot 8. Kyk saam met my, en daar's dele wat ek in geel gemerk het. Hy het my gevra, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dus goedgesind. Hy het my die opdrag gegee en ek het vir hom aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry. Ekskuus, ek het nou half gelees hierso. Ek het vir hom die tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs van Wes-Efraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die, gaan vir my volgende skyfie, Staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout, om die poorte van die vesting by die tempel te maak. Dit klink soos nietige goedjies, vriende, maar ek wil hê julle moet saam met my insien, dat daar was 'n fase wat Nehemia net gebid en geluister het, en toe het hy op 'n punt gekom wat hy opstaan, en weet julle wat was deel van hy opstaan? Hy het begin dink, hy het begin beplan, en hy het begin voorberei. Toe hy voor die koning staan, en die koning vir hom vra, wat het jy van my nodig, het hy nie daar gestaan en kom babbels gehad nie. Hy was voorberei, want hy het begin doen. En hy kon vir die koning sê, koning nommer 1, met 'n ag neem van hoe lank dit my gaan vat om soontoe te gaan en terug te kom en om die materiaal te reël en om die poorte. Ek het omtrent soveel tyd nodig. Hy het 'n almanak gaan vat. Hy het letterlik gaan beplan. Hy het dit gaan uitwerk. Daarmee saam het hy besef, dis die roete wat ek gaan moet volg. Ek moet deur daai grensposte gaan. Ek gaan daar en daar briewe hê. Hy was voorberei om vir die koning in daai situasie sê, ek kort dit, ek kort dat, ek kort die, ek kort daai. Dan sê hy daarmee saam, hy het 'n lys gaan maak, soos dat as ons wil bou, dan het ons so 'n lys, wat jy na die hardeware winkel toe moet vat, en gaan sê, ek kort soveel sement, ek kort soveel bakstene, ek kort soveel dit en soveel dat. Hy het so 'n lys opgestel, en hy het besef waar hy moet gaan kry, hy het navorsing gedoen, waar moet hy dit gaan kry, en hy kon alles voorlê. Hy het begin dink, hy het begin beplan, hy het begin voorberei, hy het nie net gestop by gebed nie. Herstel, bou, groei, vra 'n hands-on werk. Dit begin wanneer ons bereid is om ons hande uit ons moue te steek. God doen die wonderwerk, ja, maar hy gebruik die mens as instrument. Gebed kry die plan by God, maar aksie voer dit uit. Om van jou knie af op te staan, beteken dat jy bereid is om die antwoord op jou eie gebed te wees. Dat jy die antwoord op jou eie gebed sal wees. Ons is nie net toeskouers hier in die wêreld nie. Ons is nie net toeskouers hier in die huis van die Here nie. Ons is agente. Ons is diensknegte met 'n roeping, met 'n taak. Hierdie Nehemia projek moet by ons opnuut die besef kweek dat ons die hande en die voete van die tasbare demonstrasie van God se liefde in die omringende gemeenskap moet wees. En daarom begin ek afsluit. En ons het weer huiswerk vir die week wat kom. Nommer 1, moenie ophou bid nie. Hou aan
met die gebede. Hou aan vir die Here, vra, Here, wat is die wil vir my? Here, wat is die plan vir my? Here, wat is die wil en die plan vir ons as gemeente en ook my deelname binne die gemeente? Nommer 2, hou aan om jou seer en jou swaar by sy voete te gaan neersit. Elke keer wat dit jou pla, daar's die mite dat jy mag nie meer as een keer die Here dieselfde ding vra nie, want dan dui dit op ongeloof. Dis nie waar nie. Ons lees dat Jesus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. Paulus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. So hou aan, as jy met swaar of seer of bekommernis of benoudheid of angstigheid vanoggend in jou hart sit, moenie bang wees om dit meer as een keer met die Here te deel nie. Weet julle wat is wonderlik, en ek het dit al gesê, as jy meer as een keer dieselfde ding vir 'n mens vertel, wat is hulle geneig om te doen? Rol die oë. Here we go again. Jy kan sommer sien, daar is so beweging in die skouers. En dan is jy daai geneigtheid om te sê, ag weet jy wat, ek sal dit weer met jou deel nie. Weet julle wat is wonderlike met die Here? Hy gaan elke keer na jou luister asof die eerste keer is. Hy gaan elke keer jou so hanteer en na jou luister asof dit die eerste keer is. Daarom kan jy met vrymoedigheid meer as een keer dieselfde saak by die Here gaan neerlê. Doen dit. Hou aan om dit te doen. Want dit is dalk miskien hierdie swaar of seer wat op hierdie stadium jou keer, dat jy jou volle potensiaal kan uitleef. Dat jy die mens kan wees en kan word wat die Here jou geskep het om te wees. Dis dalk jou trauma, jou seer, jou bekommernis, jou benoudheid wat jy op hierdie stadium terughou. Gaan gee dit vir die Here, oor en oor en oor en oor, dat hy jou kan genees daarvan. Of jou verligting kan bring. Maar dan, saam met al hierdie gebed, wat nie moet ophou nie, begin opstaan. As jy vanoggend in 'n gat sit, begin opstaan. As jou huwelik vanoggend in 'n uitdagende situasie is, begin opstaan. As jy as 'n familie vanoggend sukkel, begin opstaan. Moenie net vassteek by gebed nie, begin kyk na konstruktiewe wyse om die omstandighede te verbeter, te verander. Selfs met die besigheid, selfs met die boerdery, selfs met die konflik, selfs met die gemeente. Begin vra, Here, wat is die doel, wat is die wil vir my hier? En ek sê weer, moenie vir ander werk uitdink nie. Moenie vir ander bedieninge en dinge uitwerk nie, of gaan uitdink nie. Vra vir die Here spesifiek, wat wil die Here hê moet ek doen? Wat is my taak? Wat is my roeping? Wat is my doel? Amen. Goed, kom ons sit net so, sluit ons die oë. Here, dit is dan ook ons gebed vanoggend, ter aansluiting by die boodskap. Dankie dat ons kan in gebed na U toe draai, op 'n daaglikse basis. Dankie dat U ons altyd op dieselfde wyse sal ontvang. Asof dit die eerste keer is wat ons na U toe draai. Dat U met dieselfde opregtheid, geïnteresseerdheid, liefdevolheid, omgee, na ons sal kyk, na ons sal luister, ons sal bystaan, sal vertroos, sal bemoedig, dat daar nooit 'n afname sal kom vanaf U kant af ten opsigte van U pastorale omgee vir ons nie. Skep by ons die vrymoedigheid om meer met groter gemak te bid. En ook dit wat ons pla, by U voete neer te lê. Daar's geen sonde daarin en swakheid daarin om te kan sê, Here, ek kort hulp nie. Here, ek draak swaar nie. Here, ek weet U het my met 'n spesifieke doel geskep en met 'n sekere potensiaal, met 'n sekere gawe, maar ek sukkel om uit te leef. Ek sukkel om daarby uit te kom nie, want A, B, C, D hou my op hierdie stadium terug in die lewe nie. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees om te kan erken, Here, ek sit dalk in 'n donker gat nie, of my huwelik is op hierdie stadium problematies, of my gesinslewe is besig om uitmekaar uit te val, of my besigheid begin sink nie. Dus dit met U kan deel. Dat ons met U kan vra, Here, ek sit in 'n konfliksituasie vas met A, B, C, help my.
Gee my nie net die vermoë en die krag om te vergewe nie, maar ook vir daai versoeningsproses wat moet volg. Here, en help my dat ek na 'n gebed sal opstaan. Dat ek iets konstruktief sal begin doen. Dat ek sal begin bou, en sal begin herbou, en sal begin groei, verbeter, daar waar dit nodig is. Persoonlike lewe, kerklewe, waar ook al. Ek dra hierdie gemeente aan U op, Here. En dan praat ek nie van die gebou nie, ek praat nie van die bakstene en die balke nie, ek praat van die mense. Wees by elkeen van hulle. Hulle is hier met 'n doel. Hulle ry nie net maar net bloot per toeval hiernatoe nie, Here. Hulle sit hier vanoggend, want U het hulle hier geplaas, en ek bid, wys vir hulle die weg, wys vir hulle lewenspaadjie, waarvoor U hulle bestem het, die doel waarvoor U hulle geskep het, die taak wat hulle moet vervul, binne en buite die gemeentemure. Seën asseblief die dag en die week wat voorlê, ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes mislik, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes mislik, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. En al sou dit donker wees rondom my, en ek voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbel, op hoë plekke laat